Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. En ja, vandag Saterdag is die wat hulle noem die stil Saterdag. Dis die vroues te mekaar, die disippels is te mekaar, kom by mekaar. Dis die Sabbatdag. Hulle mag nie werk nie, hulle mag amper nie eens loop nie, hulle mag nie iets dra nie, hulle mag niks doen nie. Jesus is in die graf gelê gisteraand en ja, hulle het net hierdie stil, kan ek sê, uit die veld uitgeslaan dag. Hierdie ontnigtere dag, hierdie why, hoekom, wat nou? Ons het gedog hy is die Messias, hy is die seun van Dawid. Ons het gedog hier kom 'n omvergooi van 'n koninkryk en die Romeine en hy is doodgemaak. En ons het hom gesien sterf, ons het hom gesien in die graf indra. En dis vandag, vir baie van hulle. Ons is nog so besig met die woorde van Jesus aan die kruis, en ek wil die laaste enetjie met jou doen vandag, en dan môre begin ons te celebrate, die opstanding, die nuwe lewe, hy leef verseker, hy is oorwinnaar van die dood, en niks is vir hom onmoontlik nie. Laaste woorde, Lukas 23:46 sê, met 'n harde stem het Jesus uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Nadat hy dit gesê het, het hy sy asem uitgeblaas. Deur die hele week het ons gepraat oor, my God, waarom het U my verlaat? En daar het ek vir jou genoem, maar kyk alles, en dan sien jy op die einde, sê hy, Vader, aan U hande gee ek my gees. Dit beteken hy was nooit verlaat deur die Vader nie. Hy was daar, hy was in geloof daar, hy het wel deur versoekings en emosies gegaan, hy het wel deur al die seer en die verwerping gegaan, en hy is vir ons 'n voorbeeld van hoe om 'n kruis te dra, het ons gesien, hè? Dis groot. Dis die hele ander kant van die kruis, die 3D side van die kruis. Die een is die oorwinningskant, maar die ander een is die verloorkant. Die een is vir ons 'n voorbeeld van krag en majesteit en opstanding, maar die ander kant is vir ons, dis hoe dit lyk as jy seer het, as jy pyn het, as jy alleen is, as goed langer vat, as jy deur stryd gaan. Kom ek help jou. In die aand voordat jy gaan slaap, is dit seker een van die moeilikste goed as jy nou net, kan ek sê, by 'n begrafnis was. Dit is moeilik as jy nou net deur trauma is. Dit is moeilik om aan die slaap te raak as daar fights in die huis is, as daar nie finansies is nie, as daar kinders is wat wegloop, en ek kan so aanhou. Jy kan nie aan die slaap raak nie. Kan ek vir jou sê, hierdie gebed is die perfekte gebed, vir as jy wil 'n rustige nagrus hê. Iets van, Vader, in U hande gee ek nou al die seer, al die pyn, al die verwerping, al die vrae, al die anxiety, ek gee alles nou vir U, en ek gaan nou rustig slaap. En ek het dit al baie gedoen, meer as eenmal in my lewe het ek hierdie woorde gebruik, om te bid, en myself, kan ek sê, aan die slaap te sis van, God het dit, ek is nou in sy hande, en hy gee my die nagrus wat my weer krag gee om môre weer te werk of aan te pak of te fix of wat ook al my verantwoordelikheid is in die lewe, maar ek kan dit nie doen as ek nie goed rus nie. En Vader, in U hande gee ek nou my gees. En ek blaas dit, en ek gee dit, en ek gee my pyn, ek gee my teleurstelling, ek gee my worstelings en my vrae. Ek rol nie rond heel nag en vat dit terug en stoei en probeer antwoorde uitkry en vra. Nee, ek gee dit. Dis nou, God, U het dit. In U hande gee ek nou my gees, gee ek nou my pyn, my anxiety, en rustigheid kom. Dalk het jy dit nodig. Dalk kan ek vir jou bid vandag, dat jy sal leer om jou seer en jou pyn vir God te gee, en kan ek sê dit nie weer terug te vat nie. Dat hy dit sal hanteer, dat hy daarmee sal werk, en dit vat ontsettend baie geloof, nee, trust. Vader, ek trust U hiermee, ek gee nou vir U my gees. Hierdie woorde van Jesus is baie groot, nee, want hy het sy gees gegee, sodat God dit vir hom moet teruggee, en opstaan uit die dood uit. En dis wat ons almal kan beleef, is geloof, om jou seer, jou pyn, jou worstelings vir hom te gee. Nie weer terug te vat nie, hy gee dit terug wanneer jy dit verantwoordelik moet hanteer. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir Paasfees. Dankie Jesus vir die voorbeeld. Dankie vir die sterf. Dankie vir die vergifnis van my sonde. Dankie vir nuwe lewe. Dankie vir die voorhangsel wat geskeur het. En ek kan net aanhou dankie sê vir soveel fasette van die kruis, Here. Maar dankie ook vir hierdie voorbeeld. Vader, ek gee nou oor aan U. Gee my seer, my pyn, ek gee aan U. En dan kan ek rustig wees. En U het dit.
En U sal my leer wat om daarmee te doen, maar ek gee dit in U hande, dis nie in my hande nie. Here, daar is soveel mense wat soveel vra, worstelinge, soveel seer en pyn moet oorgee. En ek bid dit vir hulle vandag, dat hulle sal gee, Here. En dit by U sal los, en U voete sal los, en U sal dit hanteer. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, dankie vir jou week saam. Die week van Jesus, heilige week. En volgende week begin ons met die opstanding, die nuwe lewe. So bly saam met ons en groei saam met ons. Die Here seën jou, ek sien jou weer. Trots geborg deur Evergreen Turf.